Met genoeg drumstokkies kan ek ook 'n drumrol doen. Ek wil nou seker vir Jason Moser leer dromme speel, maar duidelik het ek nie, want 'n regte drumrol klink so. Dis nuwe stokkies en dis ou stokkies. Hoe lank drum jy al? So 19 jaar. En hoe oud is hierdie stokkies al? O, ek weet nie, so 3 maande. 3 maande? Die stokkies lyk so. Ek neem aan jy's passievol oor wat jy doen. Ja, nee, nogal. Okay, eers om die mense in perspektief te sit. Jou pa is Rick Moser, wat Ja. dan ook 'n musikant is en in die bediening is. Ja. En jy's wragtig dieselfde lyn. Ja, en ek is ook 'n musikant en ek is in die bediening. En jy is 'n Christen en al daai so al die jare van groot word in so 'n huishouding het jy nie afgesit nie. Wel, daar was 'n seisoen waar dit vir my bietjie moeilik was, wat ek nodig gehad het om net weer perspektief te kry. Maar ek weet nie, jy kan weghardloop van die kerk en jy kan weghardloop van pastore af, maar somehow kom mens nie weg van die Here af nie. So dit So het jy by die Here uitgekom in die eerste plek of het jy nie 'n keuse gehad? nee, ek dink dit was nogal een van die belangrikste keuses in my lewe. My ma, toe ek baie klein was, het sy my en my sussie gevat en ons op die sitkamerbank gesit en vir ons die hele storie vertel en saam met ons gebid dat ons hartjies vir Jesus gee. Maar ek dink my actual verhouding met die Here het probably eers begin toe ek so 12 jaar oud was. Ek het by ons kerk se jeuggroep aangesluit op daai stadium en die jeugpastoor is 'n baie goeie vriend en mentor van my. Wel, hy het 'n goeie vriend en mentor geword so deur my tienerjare. En hy het, ja, ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar hy het my regtig net geïnspireer om my eie persoonlike verhouding met die Here te begin bou en met homself te connect. So ja, ek dink dis maar die wat ek sien as die beginpunt van my verhouding met die Here. Dink jy dit het amper teen jou getel aanvanklik dat jy in 'n huis groot geword het wat in die bediening is? Ek bedoel, is dit amper soort van 'n setback as jy te veel weet van wat in die kerk aangaan, dat dit amper reflekteer op God? Sure. Wel, ek dink ek het dit nog altyd reg gekry om nie die kerk en God noodwendig as dieselfde ding te sien nie. Ek het nog altyd, dink ek, die verstandhouding gehad dat die kerk is mense. En mense is nie perfek nie. Mense. Mense is mense. So in daai opsig dink ek was dit nie noodwendig vir my so groot issue nie. Die kerk het nooit vir my tussen my en God gekom nie. Okay. Maar ek dink in terme van my verstaan van bediening, dink ek, omdat ek half in die inner workings van die kerk beweeg het baie kere, jy kry 'n meer realistiese prentjie van bediening en wat altyd agter die skerms aangaan en so. Ja. Maar die Here het nou baie lank saam met my gejourney rondom dit, waar hy met my kom begin werk het rondom lief wees vir mense. En as jy die feit dat jy lief is vir iemand beteken nie dat dit maklik is en dat hulle perfek is nie. Of jy perfek is. Of jy perfek is nie. So liefde is obviously iets wat jy kies om vir iemand te gee ten spyte van hoe jy voel baie keer of ten spyte van hulle foute. So ek dink die Here het my regtig kom skool rondom lief te wees vir mense en lief te wees vir mense in bediening. Maak nie saak wat hulle foute is of wat hulle hoe oudtyds hulle is partykeer of hoe jy nie saam met hulle stem nie. Ja, dis mense en God se hart is mense immers. So Ja nee, jy's nie oudtyds nie hoor. Nee, glad nie. So, hoe het jy toe nou die ou dromjobbie opgedoen? Ek moet sê dit het kind of net gebeur. Die jeuggroep het nie 'n drummer gehad. Die jeuggroep het nie 'n drummer gehad nie. Jy's reg. En hulle het my toe nou ingetrek om, wel, ek dink my debuut was
saam met die kinderkerk gewees, actually. Het jy kwaad gelyk? Nee, nie regtig nie. Ek dink ek het baie nervous gelyk op daai stadium. Want dit was net ek en 'n tannie op die klavier en die hele kinderkerk wat 'n liedjie gesing het. Ja. Kom sing het vir die groot kerk nou, die een Sondag. Toe kon jy nog nie speel nie? Nee, toe het ek al gespeel. Ek speel al vandat ek so 5 jaar oud is. So ek het so 'n bietjie geoefen en ons het 1 of 2 oefensessies saam met die tannie met die klavier gehad. Reverse nou eers 'n bietjie. Hoekom het jy begin drom vir die eerste keer? Toe jy 5 jaar oud was. Okay. Was jy kwaad vir my? Ek dink die kerk waar ons was seker een van die eerste kerke wat 'n drumstel toegelaat het op die verhoog. Was dit vir jou mooi? Dit was apparently vir my baie mooi. Ek kan nie onthou hoe lyk die drumstel nie. Ja. Maar die persoon wat gespeel het, ek onthou ek het in die banke gesit die een Sondag of gestaan, ek kan nie lekker onthou hoe dit afgeloop het nie, maar ek weet ek het gekyk na wat die drummer doen en dit was vir my ongelooflik fascinerend. En met my pa wat in die bediening is, was ons altyd eerste by die kerk en laaste weg op 'n Sondag. So ek het altyd so bietjie tyd gehad nadat almal uit die kerk uit is om net bietjie rond te voeter op stage. En ek klim toe nou agter die dromme in en ek begin bietjie probeer wat ek gesien het. Op 5? Op 5, ja. Op ouderdom 5. En die drummer wat gespeel het, kom toe daar aan en hy besluit toe, okay, wel hy gaan my gou 'n paar goedjies wys. Gewoonlik jaag hulle kinders af. Gewoonlik, ja. Maar ek is baie dankbaar vir die belegging wat daai ou in my lewe gemaak het. Hy het so af en toe dan wys hy vir my ietsie nuut en dan speel ek altyd Sondag na kerk op die dromme. En ek dink hy het letterlik my loopbaan vir my half gekickstart in daai opsig. En wanneer het jy toe nou jou heel eerste drumstel gekry? Dit was actually so jare wat later. Op 6? Op 6, ja, wat ek my eerste drumstel gekry het. Wat iemand in die kerk besluit het, hulle gaan vir ons 'n drumstel skenk. Ja. As jy agter jou dromme sit, op al hierdie series wat jy nou al gespeel het, hy het nou net vir ons sy series gewys. Lightkeels, Hannes van der Walt, Anders, hierdie nuwe ou wat jy nou mee gaan saamspeel. Elke keer as jy agter jou dromme inklim en iemand kyk vir jou, like kids, dat jy so uitleef op industriële dromme. Dit lyk vir my asof jy 'n koneksie met God maak, want dit lyk nie asof jy net speel, asof jy net 'n ding maak nie. Dit lyk vir my amper geestelik wanneer jy daar is. Verbeel ek my? Nee, ek sien dromme nogal as 'n baie groot deel van my aanbidding. Dit is 'n talent wat die Here vir my gegee het en net deur dit uit te leef en my talent en my gawes vir hom terug te gee, voel ek dit is deel van my aanbidding. En nog 'n ander groot ek is baie passievol oor dit wat ek doen, obviously. En ek dink daai passie straal so 'n bietjie deur. Ja. Want ek speel nou al 19 jaar, maar dit raak net nie boring nie. Okay, wat maak 'n goeie drummer? As hier 'n rou iemand voor jou staan, wat soek jy? 'n goeie drummer, dit is 'n goeie vraag. Ek bedoel, daar moet seker 'n paar basics wees wat belangrik is. Ja, ek dink in baie opsigte dink ek is dit goeters wat mense nie eintlik sal verwag 'n goeie drummer moet hê nie, want baie mense dink 'n goeie drummer is iemand wat regtig vinnig is of wat regtig baie goeters kan speel. Maar vir my 'n goeie drummer is iemand wat kan leiding neem. Iemand waarop die res van die band hulle goeters kan bou, wat stewig is en wat nie rondwankel met sy beats en goeters nie, wat regtig konstant is en iemand wat ek soos ek sê, wat kan leiding neem, wat vir die band of kan laat weet, okay, hier's wat gebeur in die sang. Sekuriteit is vir hulle. Ja, 'n goeie drummer is iemand wat sekuriteit vir die band bied. So ek wil weet, speel jy met daai goedjies in jou oor wat die tyd hou of het jy van self tyd? Nee, ek gebruik maar 'n metronoom. Dit is so 'n lifelong om saam met 'n metronoom te speel is eintlik kondisionerend. Dit help jou om jou interne tyd te ontwikkel en dit konstant te kry.
Sodat wanneer daar iets fout gaan en jy ewe skielik jou metronoom doodgaan of uitbrand of iets, is jy nie heeltemal verlore nie. Ja. Jy het tog 'n mate van interne tyd. Maar dit is net altyd soveel meer consistent as jy saam met 'n metronoom speel. En as jy nou wild moet droom en jy moet dink wat die Here nog van my kan uitdink in die res van my lewe. Wat is jou wildste droom nog? Het dit enigiets te doen met drome? Wel, ek dink ek het nogal 'n redelike passie vir die outdoors, vir die buitelug lewe. En ek het ook nogal 'n redelike passie daarvoor om mense te ontwikkel, spesifiek jong seuns actually te ontwikkel. So ek voel as ek die outdoors kan vat en 'n klomp seuns kan vat en hulle saam merge en net bietjie van 'n man wees kan oprig in hulle harte en in hulle manier van dink, dan sal ek baie gelukkig wees.